Baie welkom aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid vanoggend. Dis Palm Sondag 2026, 29 Maart, 6de Sondag in Lydenstyd, op die begin van Groot Lydensweek. En belangrik dat ons vandag vir mekaar sê, ons dra ons palmtakkies. En dis nes die mense van destyds in Jerusalem. Hulle het selfs hulle klere gevat, dit op die pad gegooi, die takke gewaai, dit neergegooi, en uiteindelik vir mekaar gesê, welkom aan Jesus. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Maar die mense het nie verstaan nie. Ons vat vandag hierdie tak, en as jy kreatief is by die huis en jy het palmtakke, dan kan jy heel waarskynlik vir jou 'n palmtak of 'n palmblaar kruisie vleg. Want dis die belangrikste van vandag, is dat Palm Sondag nie eindig by takke nie. Maar dat Palm Sondag uiteindelik lei na die kruis. Die inleiding tot Groot Lydensweek. So wat vandag 'n teken van vreugde is, Hosanna, Halleluja, prys die Here, word uiteindelik 'n teken van liefde wat alles gegee het. 'n Kruis. En dit kan jy vandag saamvat huis toe. Om vandag vir die Here te sê, ek onthou, help my om te onthou, God se liefde hou nooit op nie. Daarom wil ek jou nooi om saam met my te lees vanoggend uit Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12 is uiteindelik net die paar verse voor waar ons verlede week gelees het. Maar uiteindelik vir mekaar te sê, wat gebeur hier? Wat gebeur op Palm Sondag? Johannes 12 vers 12 sê vir ons die volgende. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom, wat in die naam van die Here kom. En die koning van Israel. Ek weet nie, moet daar stop en besef, 'n week later, kruisig hom, ons ken hom nie, hy's nie ons koning nie. Die mense was kwaad oor die opskrif, die koning van die Jode. So hoor net, palmtakke, verwelkom hom, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Hulle erken hom as die koning van Israel. As ons dan verder lees, Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos dit geskrywe staan. Moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom. En hy ry op 'n donkie. Kom ons lees tot sover toe. Ons koning is nederig en hy ry op 'n donkie. Vriende, kom ons sê vir mekaar vanoggend, dis 'n dag van vreugde, palmtakke, sang,
hoop. Jesus is op pad. So alles lyk reg. Johannes wil ons help om dieper te kyk. Johannes wil uiteindelik sê, die mense sien 'n koning, maar hulle verstaan nie die pad wat hierdie koning moet loop nie. Hulle roep nog Hosanna. Hulle roep nog Halleluja. Hulle roep nog geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hulle roep nog die koning van Israel. Maar Vrydag sal dieselfde mense skree, kruisig hom. So hulle wat vandag Hosanna roep, weet nie wat die pad is nie. Hulle sien nog nie die kruis nie. Maar die koning kom anders. Nie op 'n perd nie. Nie met mag nie, maar met sagtheid. Ek wil net vandag iets mooi hoor oor sy koms. Net soos wat hy destyds nie as 'n baba in Bethlehem verwag is nie. Kom hy weer eens nie volgens die verwagting van die mense nie. Hy is nie die ruiter op die wit perd nie. Hy kom soos wat ons hom nodig het. Nie soos ons hom verwag nie. Hy kom soos wat ek en jy hom nodig het. Nou is dit interessant. Hierdie woorde wat hulle in Johannes gebruik, wat die skare uitroep, is uiteindelik die woorde van Psalm 118. So die skare, en dit mens sukkel om dit te verstaan, dat hulle nie verstaan het nie. Want hulle is soos mense van ons daar wat teksverse aanhaal, wat die woord van God aanhaal om bepaalde goed te bereik. So die skare roep nie net hierdie Hosanna nie. Hulle sê nie net loof hom wat in die naam van die Here kom nie. Hulle praat uit Psalm 118 uit. Hulle gebruik die Bybel. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Hulle besef die God van Psalm 118 is 'n God wat goed is. Hy's 'n God aan wie se liefde daar geen einde is nie. Inteendeel sy trou bly staan tot in alle ewigheid. En dan is dit nog interessant as jy Psalm 118 gaan lees. Die Psalm sê op 'n stadium dan begin die fees. Wyf met die takke. Ek en jy moet vandag vir mekaar sê, hierdie fees gaan deur die kruis. Ons het dit verlede week gehoor. Die saad, die koringkorrel wat in die grond val en sterf, dis die pad van Jesus. Jesus sê dit self, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, bring dit vrug. Dis sy pad. As disipel navolger, word dit my pad. Sien vriende, die hartsvraag vandag op Palmsondag is nie wat het die mense gedoen nie. Die vraag is, wat het in die mense se harte gebeur op daardie dag? Wat gebeur in my hart? Want ons ken dit.
Ons sing, en ons glo, en ons hoop, en ons bid, en ons hou vas aan God. En dan gebeur die ding, ek en jy baie keer net sê ek verstaan nie nou. Want onder die sing, en die glo, en die hoop, en die bid, en die vashou, en die vertroue, kruip daar selfbelang uit. Daar kruip vrees uit. Daar kruip 'n smag na beheer. Daar selfs weerstand. Ons gaan dit donderdag hoor by Petrus, as Jesus sy voete wil was, dan sê hy, jy sal nooit my voete was nie. So die vraag is, hoe hanteer ek en jy daardie interne spanning binne in ons? Wat sê, Here, ek glo, maar kom my ongeloof tegemoet. Here, ek sing, maar ek sing lofsange en ek sing sad songs. Ek sing treurliedere. Ek sing klaagliedere. Here, ek glo. Maar Here, dit is moeilik om te glo. Kom my ongeloof tegemoet. Here, ek hoop. Op 'n tyd daar, Here, is ek so hooploos. Ek wil hê jy moet vandag iets verstaan. Van dat dit is hoe God met jou besig is. Dis hoe God besig is om in jou lewe geloofsvorming te doen. Nie net in die groot momente en oomblikke en gebeure van jou lewe nie, maar hy vorm jou oor tyd. Een van my gunsteling psalms, daar hy sê, U het van my geweet, toe jy my reeds in my moederskoot gevorm het. So kan jy net vandag besef, hoe lank is God al met jou besig? Van die dag toe daai twee selletjies in jou ma se binneste by mekaar uitgekom het en daar selfvermeerdering plaasgevind het, van toe af is God besig om jou te vorm. So jy's jou gans en alle hele lewe, is jy deel, is God besig om vorming in jou te doen. So hy vorm jou al in jou moederskoot. En ons sing dit, soos die klei in die hand van die pottebakker. Soos ek in die hand toe, Heer. En nou weet ons dat pottebakkers is nie altyd mense wat sagkens met klei omgaan nie. Maar hulle vorm en hulle vou, en dan weet julle hoe sing Jan de Wet hulle die liedjie en sê, vorm my en vou my, al kry ek seer. Ek en jy moet vir mekaar belangrik sê, daai vorming moet gebeur. Nie weer druk nie, dan bedoel ek pressure nie.
Partykeer moet die Here maar so 'n bietjie met ons werk. Maar daai vorming is deur liefde. Dis die hart wat jy van vandag moet hoor. Dis waar die goeie nuus lê. God raak nooit moeg om vir jou lief te hê nie. Selfs al raak jy moeg vir jouself. God raak nie moeg om jou lief te hê, selfs wanneer jy sukkel om hom lief te hê nie. Kom ek sê vir jou die laaste enetjie daarvan. God raak nie moeg om jou lief te hê nie, selfs wanneer jy sukkel om jouself lief te hê. Want daar's tye wat ons baie wreed is met onsself. Wat ons selfspraak afbreekend is. Dat dit eintlik 'n skande is oor hoe ons met 'n skepping en 'n skepsel van God praat. Wat sê wonderfully and fearfully made. Ek wonder of ons baie keer besef dat ons die Vader se hart seer maak as ons goed oor onsself en ons selfspraak kwytraak. Wat sy geliefde seun en sy geliefde dogter oor wie hy hom verheug, verkleineer en afbreek en sleg sê. Jesus kom steeds na geslote harte toe. Jesus kom steeds na bang harte toe. Jesus kom steeds na gebroke harte toe. So op Palm Sondag sê Jesus, ek wil nie net verwelkom word nie. Ek wil die geleentheid gegee word om jou lewe te verander. Dan sê ek weer die Lukas weergawe hiervan, as hy sê, en hy huil, as julle net wou weet, as julle net wou insien, as julle oë net wil oopgaan, wat is nodig vir julle verlossing? Dan was julle nie so hardkoppig nie. Hy kom om ons te verander. Jy kan kom soos jy is, maar jy gaan nie bly soos jy is nie. Hy gaan jou verander. Ek wil jou nooi om in hierdie week, maar die res van jou lewe, en vir hom toe te laat. Laat hy jou vorm. Laat hy jou lei. Klim met die boot uit. Loop op die water. Sien die golwe. Word bang. Sink. Sê vir hom, Here help. Voel hy sy hand uitsteek en jou optel en jou help. En jou lei. Waarmee wil ek jou los vandag? Klein vraagie. Klein vraagie.
Waaraan klou jy nog vas? Waar in jou lewe bied jy nog weerstand? Ek neem met hierdie week groot lydensweek daaroor dink. Ek sê deur die week help daarmee om met die stilte tyd ook maar. Waar klou jy nog angsbevange vas? En waar bied jy nog weerstand? Waar moet die deurbraak in jou lewe kom, dat Jesus kan inkom? Dat hy nie net welkom is nie, maar dat hy voor jou deur kan sê, in the construction of the Holy Spirit, watch this space. En dan weet julle, construction area is baie keer 'n messy plek. Maar as dit klaar is dit 'n meesterstuk. Ek vermoed jy wil 'n masterpiece wees. Jy wil 'n kunswerk wees van die meester. En nou gaan ek terug na Psalm 139 toe. Wat God sê, ek was bekend met jou, dan gebruik hulle die woorde, toe jy in jou moederskoot aan mekaar geweef is, toe ek jou gevorm het. Julle weef was 'n enorme kunswerk. Dit was meesterstukke, nie een weefstuk was dieselfde nie. Ek kon oor elke stuk gaan kyk en in verwondering daaroor staan. En daarom God dank ons is nie een dieselfde nie. Kan ons nie maar by 'n punt kom wat ons net in verwondering voor God kom en sê, wow, hier is iets in hierdie mens wat getuig van die grootheid van God. En in hierdie mens, en in hierdie mens, en in hierdie mens. So mag jy oop wees dat God groot goed in jou doen. Kom ek gee vir jou tyd om net so 'n bietjie met die Here te praat en te vra dat hy die weerstand breek en dat hy jou hart sy tuiste maak. Here Jesus, op hierdie Palm Sondag onthou ons u intog in Jerusalem. Hoe u met sagmoedigheid en vrede gekom het, terwyl die skare u met lof en palmtakke verwelkom het. Here, help my vandag om u ook met 'n oop hart te ontvang. Nie net met my woorde nie, maar met my lewe
wat U eer. Leer my om U te volg wanneer die pad nie maklik is nie. Geef vir my nederigheid om die koningskap te erken en die moed om getrou aan U te bly. Here, bewaar my daarvan om vandag deel te wees van die skare wat uitroep Hosanna en môre stil te word. En maak my standvastig in my geloof. Kom regeer in my hart. Bring vrede waar daar onrus is en hoop waar daar twyfel is. Breek my weerstand, Here. Maak my hart U tuiste. Ek loof U koning van my lewe. Hosanna in die hoogste. In die mooiste naam. U naam, Here Jesus. Amen. Vriende, as ons gesels oor ons koninkryksnuus vir die week, net die volgende, is die tweede geleentheid wat ons dit afkondig. Die vergadering van 18 Maart is die volgende persone herkies as lede van die bestuursraad. Antoinette Cross as ouderling, Trini Snyder as ouderling, Dave Norkie as ouderling en Charles Nudee as diaken. Julle moet asseblief net na die tyd gou by my julle vorms kom kry, sodat ons dit kan teken en dit op rekord het. Hulle word DV volgende Sondag tydens ons Paasfeesdiens bevestig in hulle ampte. So ons wil graag ook dit aan U Anjas gemeente bekend maak. Dan in terme van Paasfees, hoe loop dit hierdie jaar? Die volgende, ons is donderdagoggend 10:00, is die 2 April, is ons by mekaar by die huis vir bejaardes. 10:00 met 'n nagmaalsgeleentheid. Dan Vrydagoggend weer, dis dan nou nie 10:00, dis 9:00, sien ons mekaar vir die goeie Vrydagdiens. 9:00 ook met nagmaal. Nou ons gaan so 'n bietjie hier verander in terme van die kerk, hier rondom die kruis, meer donker, en dan die 5de is Paas-Sondag, 9:00 ons Paasfees en Paasnagmaal. Interessant, ek lees in die week, en dis nou maar 'n stuk wat ek gelees het, so jy kan nou mee maak wat jy wil. Maar blyklik is hierdie jaar se Paasnaweek, se Goeie Vrydag en Paas-Sondag, een van die naastes in die geskiedenis sedert die kruisiging, wat dit rondom 3 en 5 April loop. Dat die Vrydag die 3 April is, nou dis, julle weet hoe lank kom hierdie indelings en goeders, maar baie interessant om te sê dat dit val nou hierdie jaar nou nogal redelik saam met baie lank terug. Maar soos nie, dis presies daai tyd, die 3 April gewees of 5 April nie, maar dit val nou nog om met die kalender nie. Die van julle wat lus het om te gaan lees, die van julle wat lief is vir oom Google, gaan Google bietjie, dan lees julle, maar dis nogal lekker interessant om te lees, raak pragtig. Dis eintlik, en dan, die stuk wat ek gelees het daaroor is om te sê, dit was 'n regte Vrydag. Ek gaan Sondag, Vrydag met julle bietjie daaroor praat. Om te sê, het was nie someday nie. Okay, Vrydag is nou maar meer ons tyd. Maar dit was 'n spesifieke dag. Dit is nie net iewers. Long time. So,
ek sien uit daarna om die naweek saam met julle te kuier, donderdag by die tuis, Vrydag, Sondag by die gemeente. So baie welkom om saam met ons te kuier. Belangrik, my selfoon net weer 083-654-0806. Ons kan gesels daar, dis nie 'n probleem nie. Wat ek wel net wil sê is ek is met vakansie. Volgens die notiele. Maar ek en Louisa moet beide rus. So ja, wees maar so 'n bietjie genadig tot die 13de toe. Sy moet nou vroeër terug gaan skool toe. Maar ek sal die 14de weer vol in die tuig wees. So vir almal van julle dan nou ja. Baie dankie. Die van julle wat weggaan vir die Paasnaweek, ry asseblief veilig. Daar's al van die mense wat ek weet klaar met vakansie is. So geniet dit, maak dit spesiaal wees. Maar die van julle wat hier is, kom kuier saam met ons Vrydag, Saterdag is ons stil, ons gaan ons mooi gedra. Ek sal daaroor Vrydag ook iets meer sê. En dan uiteindelik Sondag. So as jy wil, en ek hoor ons nou mense sê elke keer, dis so verskriklik, wat trek ek aan? Kan ek jou help die naweek? Jy kan Vrydag donker aantrek en Sondag so vrolik as moontlik. Dis nie 'n fashion show Sondag nie, maar klere hoef nie te match nie. Jy trek jy die lekkerste, vreugdevolste, blyste klere aan met jou. Want ons het rede om fees te vier. So, jy is baie welkom. So, aanlyn kykers, ek groet julle. Ons sal Vrydagoggend weer gesels. Mag dit met julle goed gaan. Mooi dag verder. En pas julle self op, die wat met vakansie is. Totsiens.